Skaam vanoggend vir mekaar staan op en gaan groet mekaar. Halleluja. Maar die skaam wees, hier is ons die skaam. Amen. Ons sê dankie vir die Here, vir elkeen wat opgedaag het in die huis van die Here. Boeta, jy moet aansit, né? Ja, hy is aangesluit. Prys die Here. So, net so 'n paar aankondigings voordat ons gaan begin. Woensdag aand 6:00 het ons bid hier. Amen. Amen. Die Here het ons geseën verlede Woensdag aand toe ons hier was en ek weet dat God ons nog steeds gaan seën. Kom op na die huis van die Here. Dan al die biddiere, die goue gerwe, die vroue biddier, die jeug, almal is aan die gang, die kinderkerk is aan die gang. Dan die 7de Februarie het ons growth trek. So asseblief wees hier as jy wil dalk deel word van die gemeente, 'n medewerker word, wees hier, dis van 10:00 tot so net na 1, daar gaan 'n ligte middagete ook vir jou wees. En dan die 8de Februarie stel ons die nuwe medewerkers voor. Amen. Ag, jene, ek sê alleen amen. Prys die Here. Wie wil graag nuwe lidmate in die kerk hê? Amen. Dankie vir daai amens verhoor. Halleluja. Dan ons bid spesiaal vanmôre vir Tannie San. Sy sit daar waar ou Willie hulle gesit het en of wat Willie hulle sit. Sy het in die week, dit was Woensdagmiddag, was daar 'n ontploffing in Alberton. Sy het baie seer gekry, haar dogter is dood in die ontploffing. Haar skoonseun het 40% brandwonde en sy is 100% brandwonde deur haar liggaam. So die hospitaal het vanmôre die mense laat kom, die gesin en die familie om afskeid te neem. Maar ons weet dat God in beheer is. Amen. Ons weet dat God lewe. Ons weet dat hy in staat is verhoor om enige ding te doen, ver bo wat ons dink, ver bo wat ons verwag. Ek wil hê ons moet op die voete staan voordat die Here vir ons begin met eerste som en dan gaan, en ek wil hê ons moet saam sing verhoor. Because we are no longer a slave to fear. Amen. Ons is nie meer langer 'n slaaf van vrees nie. Amen. Ons het God wat ons dra. Amen. Kom ons bid saam. Vader, in hierdie oggend kom eer ons U, omdat U God is. Here, U kom na hierdie huis en U kom raak aan bo verwagting. U kom seën soos U wil seën. En ek bid almal Vader, ons bid vanmôre vir San se familie, dat U met hulle sal wees en ek bid Here, U kan nog steeds 'n wonderwerk doen, want by U skyn ons siele vanmôre. Want U alleen is God, U alleen is Heer, en ons weet dat U lewe. En ek bid, Abba Vader, gee ons hierdie diens in die hande oor, en die offergawe wat ook net nou gaan opgeneem word, bid ons die seën van die Here daar af, en mag ons harte oop wees, en ontvanklik wees, vir dit wat U gaan doen in hierdie môre, in Jesus naam, amen en amen, prys die Here. You are revelry with a melody, you surround me with the song of deliverance from my enemies. You know all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I
Loof die naam van die Here. Is jy bly om hier te wees? Amen. As ek al gevra, dan vra ek weer. Ek kry offergawe en die diende in die hand. Hofmeesters, kom na vorentoe. Prys die naam van die Here. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Amen. Oh, great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banners of the atmosphere. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banners of the atmosphere. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise. He has redeemed me by the blood of the Lamb, set my spirit free. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise. He has redeemed me by the blood of the Lamb, set my spirit free. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banners of the atmosphere. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. He's worthy of glory and worthy of honor, worthy of praise. Worthy of glory and worthy of honor, worthy of praise. He has redeemed me by the blood of the Lamb, set my spirit free. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise. He has redeemed me by the blood of the Lamb, set my spirit free. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise. Nie meer baie lank, dan gaan ons Jesus sien. Net so vinnig. In die week, na die ramp wat die op die R553 was met die skoolkinders, het ons, of my vrou die voorreg gehad om bietjie te gaan bedien by een van daardie skole. En toe sy sien hoe die Heilige Gees welkom geheet word en ontvang word in hulle midde daar, kom sy agter en sy besef hier diep in haar binneste, dis nie meer baie lank. Dan gaan ons Jesus sien. Hy is besig om sy Gees op alle vlees uit te stort. Dis besig om deur hierdie plek te gaan, deur die dorp. Iemand dalk onbeleef het, ek wens so ek kon daar wees. Sy sê dit was so fenomenaal gewees om te ervaar hoe die Gees van die Here eenheid bring daar. Dit was fantasties gewees. Nou die oë op die Here gevestig, dis nie meer baie lank
Dan gaan ons dieselfde preek het al vir 80 jaar, maar die tyd gaan so vinnig verby. Dit gaan so vinnig verby, is nie meer baie lank. Dan gaan ons Jesus sien, prys sy naam. O, nie meer baie lank, dan gaan ons Jesus sien. Nie meer baie lank, dan gaan ons Jesus sien. O, nie meer baie lank, dan gaan ons Jesus sien. O, as ons sien.
just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name.
Halleluja. Halleluja. Ushadarabavasada. Kom ons sing hy koor, you are worthy of it all. Ek gewaar sy teenwoordigheid in hierdie plek verhoor. Jy is op die regte plek, op die regte tyd, op die regte oomblik. God doen dit vir jou verhoor. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Exalt the Lord. Vader, in hierdie oggend kom sê ons dankie vir u wonderlike teenwoordigheid. Wat ons so bedien, Here. Ons is nie werd verhoorde dat u alles kom doen vir ons, maar u bloed maak ons waardig, Here. U bloed bring salwing, u bloed bring heerlikheid, u bloed bring genesing, u bloed bring vrymaking. Ek bid, Here, soos wat ons lof aan u bring verhoor, mag dit aanvaarbaar wees. Dankie vir elke hart wat u op hierdie stadium aanraak. By elkeen wat verhoor net kom en sê, Here, hier is ons. Ek bid, Heilige Gees, dankie dat u tuis is verhoor. Ons aanbid u, Abba Vader. Halleluja. Dit sê die woord, mag elkeen wat verhoor dit indruk, dit aanvaarbaar maak vir onsself. Dis sê, Here, u het dit vir ons gedoen. Ek bid dit in Jesus naam verhoor. Amen en amen. Kom ons neem die sitplekke. Terwyl ek vanmôre so met die Here praat, nog 'n bietjie warm hier doen. Toe bring ek by die ou telefoonstelsel, wie kan dit nog onthou? Met die slinger, 3 langes en 2 kortes.
voel jou lewe vanmôre soos 'n ou telefoonstelsel. Miskien voel jy vanmôre ek het geen deurbraak. Miskien voel jy vanmôre as iemand net kan hoor. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons is nie meer in die ou tyd waar ons een keer 'n jaar 'n offer moet bring. Maar ons is in die dispensasie waar die Here sê my genade is vir jou genoeg. Waar ons enige tyd na God toe kan gaan ongeag wat in jou hart waargeneem word. Ek sê weer, jy is op die regte plek. God gaan jou aanraak verhoor. Ek wil nie net vir die oudheid langs so sê, God gaan jou aanraak. As jy al klaar dit begin doen net nie. Ek dink ons moet weer op die plek kom waar ons nie horlosies dophou. Halleluja. En waar afsprake nie belangriker as God is. Ek gaan nou by die woord kom. En jy moet jou hart voorberei vir dit wat God vir jou gaan doen vanmôre. Maar ons moet op 'n plek kom wat ons God weer opnuut kan vertrou. Amen. Kan amen sê vanmôre. 'n plek kom waar jy kan weet dat dit wat jy vir God gee en dit wat jy in jou lewe en jou hart uitstort voor die Here, sal hy hoor. Ons is nie hier om mekaar te beïndruk wie is vir die kerk en wie is nie vir die kerk. Ja, amen. Ons is hier om te sê, Abba Vader, ons Vader, ons God. Breek die Heer verhoorde deur elke barrière, skies my Afrikaanse woorde. En elke ding wat in jou pad staan. Steem al hierdie jaar is om terug te keer na die teenwoordigheid van God. Kerk se tema en visie hierdie jaar is huisves die teenwoordigheid van God. En God wil hê dat ons as kerk weer op die plek kom waar ons weer soos 'n bruid kan opereer. Al jy kan amen sê vir God. Waar ons weer soos bloedgewaste kinders van die Here kan optree. Waar ons weer kan wees soos 'n volk, soos van ouds wat stap maak op die hand van God. Jy kan amen sê vir God. Nie beïndrukte mense, nie beïndrukte dinge nie, maar deur die Gees van die Here. Amen. Elkeen het sy opinie, elkeen het sy eie dinge, elkeen het sy eie hart. Maar dit kom alles voor God in eenheid, sodat dit nie meer jou wil is en my wil is en jou hart en my hart nie, maar die hart van God. Amen. Die hart van God. Sê bietjie die hart van God. Want jy sien, dit is wat die troonkamers binne tree, is as jy in die teenwoordigheid van God kom, dan maak jy God se hart bly. Dan is God bly oor jou, en daar gebeur dinge, omdat die Here toegelaat word in jou lewe. Amen. God woon verhoor onder die lofprysinge van sy volk. Nie onder die opinies nie, amen. Te lank in hierdie land en in ons dorp en in ons kerk is daar baie opinies. Maar daar is net een gees van die Here. Daar is net een krag van God. Daar is net een salwing wat hete kan breek verhoor. Ek luister gister, ek gaan nou by die woord kom, verdra my net vir 'n oomblik. Ek luister na 'n Cleveland dominee wat gister preek en dan die Here het gestuur en ek wil vir u sê, ons moet kyk, kom by 'n plek waar ons dit die ou kan nie en daai ou kan nie en daai ou gaan nie. Kom net weer op die plek en sê, Here, die eer is God se. Die heerlikheid is God se. Dit wat die Here vrymaak is die Here se. Amen. Amen. God gebruik ons as instrumente. Ek is dankbaar daarvoor. But we need to keep in touch with the Holy Spirit. Amen. Ons moet in kontak bly met die Heilige Gees.
Dit was vanoggend al vir my so, terwyl ek daar in my sitkamer sit en ek voorberei en ek met die Here praat oor vanoggend, was dit net so soete teenwoordigheid en my gebed was, Here, as ons in die kerk kom, mag ons U ruik vanmôre, die soetheid van God, die heerlikheid van die Here, dat ons nie ruik soos die wêreld en lyk soos die wêreld nie, Here, maar as ons in die teenwoordigheid kom, word ons geskrome teen die heerlikheid van die Here. Dis wat saak maak. Sê Here, dis net U diens verhoor. Dis U sin. Dis U sin. Ek is dankbaar vir 'n wonderlike orkes. Amen. Ek is dankbaar vir goeie voorsangers. Amen. But if we don't do it through the Holy Spirit, it is null and void. As die Gees van God nie betrokke is met jou voorsang en met jou orkes nie, dan beteken dit niks nie, dan is dit net lekker sange en lekker handeklappe en 'n lekker oomblik, maar as jy begin indelf in die teenwoordigheid van God, gebeur daar iets. Amen. As ek oorgegee is, halleluja, dan gebeur daar. God wil nie sy kerk aanraak in die teenwoordigheid. Amen. In die teenwoordigheid. Ons het net nou gesing, into thy presence we come, not by the work. Dis nie jou goeie werke en wat jy uitdeel vanmôre nie, maar die teenwoordigheid van God wat die verskil kan maak in jou lewe en in my lewe. Amen. As jy vanmôre voel jy wil amen sê, dan doen jy dit. As jy nie wil nie, is dit ook oké. Maar ek wil nie moet jy die diens geniet vanmôre in die teenwoordigheid van God, want hy kom raak jou aan vanmôre bo mate. Sê hardop, bo mate. Geen beperkings vanmôre, geen stoppe word in 'n plek ingesit waar God iets wil doen nie. Hy doen dit, halleluja, oorweldigend. As jou kind iets soek en hy sê, papa, ek wil graag snoepie toe gaan, dan gaan jy hom nie net R2 gee. Want jy weet, hy gaan niks kan doen nie. Jy gaan op ten minste R50 gee. Amen. God kom vanmôre en hy sê nie, ek gaan jou bietjie seën nie. Hy sê, ek maak die sluise van die hemel oor jou oop. Halleluja. As God mag breek in jou lewe, dan doen hy nie bietjie vir bietjie nie. Hy doen dit, want hy is God. Amen. Kom ons kom in die woord. Ek is dankbaar vir die Here, vir die kerk. Amen. Ek is alleen bly oor die kerk. Amen. En dan net my bril opzet en het werk. Ben net over jou lang soos ek bly is. Want dit gaan wat sê hardop, dit wat gebeur. En dit wat jy toelaat, is wat God vir jou gaan doen vanmôre. Amen. Dit wat jy toelaat en om te ervaar, is wat God vir jou gaan doen vanmôre. Want as jy net vanmôre hier is, Here help my vanmôre. Dat ons net 'n bietjie wil hê, gee 'n bietjie dans, 'n bietjie loof, 'n bietjie wat ook al dit die therapie is. As ons net met daai punt uitgekom het, het ons verloor. Want ons is gekom het en sê, Here, by U volheid is daar iets belangriker. Amen. Ek sien reg oor Suid-Afrika is die Here besig om in kerke te werk. Amen. Is die Here besig om families aan te raak? Is die Here besig om skole te verander? Is die Here besig om iets voor te berei vir die bruid? Halleluja! En die bruidegom gaan eendag tyd nie wees. Kan jy amen sê? Die woord kan nie ledig terugkeer nie. Hy sal nie ledig terugkeer nie, die Heilige Gees sal dit vanmôre kom oopmaak in jou lewe. Ek dink die woord van God moet net weer 'n bietjie ingeprent word in ons harte, sodat ons weer verlief kan raak op die woord. Amen. Verlief op die Heilige Gees. Wie was al nooit verlief in hulle lewe?
Elkeen van ons het iewers 'n liefde gehad, jy kan jou hand opsteek. En as jy nou nog verlief is, sê amen, amen. Maar jy sien, daai verliefdheid bring iets in jou hart voor. Jy sê, daardie persoon is lief vir my en ek is lief vir haar. En iets belangrik gebeur, 'n konnektasie gebeur. 'n Connection, sê hart op connection. Want jy sien, dit wat jy toelaat, maak die connectie oop. Excuse, dit is nog weer. Kan jy daar achterop, as jy daar achterop gaan. Maar jy sien, excuse, ek gebruik vir ander hulle vermoere, maar as hulle nie omgegee het vir mekaar, luister gou goed vermoere, as hulle nie omgegee het vir mekaar nie, sou elkeen hulle eie rigting gegaan het, sou elkeen hulle eie ding gedoen het, sou elkeen sy eie geld gemaak het, sou elkeen nie omgegee het oor hulle kinders nie, want dis hulle self. Maar toe hulle connectie kry wat sê, ek is lief, ek is baie verlief, dit is nog seker verlief, nie? Ja, hy sê regtig verlief oor sy is, nee, maar toe hulle met die punt uitkom, toe weet hulle dat dit wat hulle gaan doen, gaan hulle saam doen. Hulle sê alleen, ek wil verhoor vir jou sê, dit wat God vir jou doen, is jy nie alleen nie, hy is saam met jou. Dit wat God kom breek in jou lewe, dan doen hy dit met oormate, amen. Want die connectie is daar, en die connectie sê, ek mag nie laat gaan nie. Sê vir hardop, ek mag nie laat gaan nie. Ek dank die Here vir hierdie gemeente, want iets is besig om te gebeur. Dit bring my by die tema vanmôre van huisves die teenwoordigheid van God deur lofsang. Jy kan sing en nog steeds niks doen. Amen. Of jy kan lof sing en God se heerlikheid betree en daar kom iets goeds in jou lewe. Amen. Huisves die teenwoordigheid deur lofsang. Kom ons gaan na die eerste teksvers toe, Psalm 22 vers 4. Doch U is die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Dan gaan ek terug na die woorde wat sê God lewe onder die teenwoordigheid, halleluja, van die kinders van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit wat jy doen, dit wat jy insit, dit wat jy gee aan God, bring die heerlikheid van die Here neer, sodat jy geseën kan wees. Amen. Johannes 4 vers 23 en 24. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, sê gou hardop nou. As ek mag vra, wie was nog nooit geseën? Wie nog nooit iets in die hand van die Here? Wie het al geseën gewees deur die Here? Daarom kom die woord van die Here en hy sê, daar's 'n tyd wat aangebreek het en dit is nou. Sê hardop weer nou. So die Here gaan jou nou seën. Die Here gaan jou nou aanraak. Die Here gaan vir jou krag nou gee. Amen. Hy sê dit is nou wanneer die ware aanbidders, nie die ou wat net lekker kom sing en lekker preek en lekker huis toe gaan en alles wat lekker is lekker maak nie, maar die ou wat 'n ware aanbidder, wat die Here vat op sy woord, wat die Here vat op dit wat hy beloof het, wat die Here vat op elke ding wat hy gegee het, dit is hy wat 'n deursettingsvermoë sal hê, omdat God hom ken en hy die Here ken. Amen. Waar aanbid is die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek mense wat hom so aanbid. God is gees, vers 24, God is gees, die wat hom aanbid, moet hom aanbid, en moet hom in gees en in waarheid aanbid. Sê hardop, gees en in waarheid. As ek kyk na Handelinge 16, dan kyk ek na waar Paulus en Silas in die tronk was. En hulle het lofliedere begin sing. Hulle het nie gaan stil sit en sê, Here, wat het nou gebeur nie, maar hulle het iets gekweek in hulle binneste, want hulle het gebeur as hulle begin sing. Ek onthou die tyd toe, in 2017 is ons
Dit gaan proefbreek in Botawil en die aand toe ek huis toe ry toe, breek my kar, die BMW wat die buitekant staan en al 4 injectors pak op een slag op. Kar kry nie gestaar nie, kar wil nie in neutral gaan, dat ons op die pad kan stoot nie, want as die BMW vrek staan, hy staan net daar en dan is daar 'n plaatjie, ek het dit nie geweet nie. 'n plaatjie wat jy moet losmaak en dan kan die kar uitrand gaan. Maar terwyl ons daar staan en mense kom en hulle sê, jou kar het gebreek en daar's groot skade en al wat ek kan doen is net lag. En hulle vra my nou, hoekom lag jy? Ek sê, wat kan ek anders te doen? Ek weet nie wat in die kar aan die gang is nie, ek weet nie wat gebreek het nie. Moet ek hier staan en huil en dinge anders te doen? Nee, dadelik het ek geweet, Here, ek is op U aangewese. Amen. Die skade was groot, dit was R58.000 vir 4 injectors wat ingee. Maar ek dank die Here vir mense wat God oor jou pad stuur en ek kry daai hele kar met 'n diens vir R28.000 om reg te maak. Maar Paulus en Silas in die tronk. En die krag van God het die fondamente gestig. Dink jy die hulle besig met die Here? Besig om lofliedere te sing. En ewe skielik skyn die aarde onder hulle en gaan die tronk se deur oop. Wat het dit bewerk? Die teenwoordigheid van God. Ek wil vanmôre vir jou sê, die teenwoordigheid van God kom doen iets besonders in jou lewe as jy hom toelaat. Amen. Die heerlikheid van die Here kom doen dinge in jou lewe as jy hom toelaat. Hierdie manne was nie bang om vir een oomblik die naam van God aan te roep. En nie een oomblik was hulle bang. Wil vanmôre vir jou sê, nie bang wees om die Here in te nooi in jou lewe, dat hy beheer vat van dit. Ons lewe in 'n wêreld vol geraas en bekommernisse en afleiding, baie dinge wat jou aandag sien. Diese aandag was hierdie week afgelei. Baie van ons. Jy is besig met een ding in jou gedagtes, dan gebeur 'n volgende ding en jy kom nie met dit uit wat jy gedoen het nie. Amen. Maar as jou aandag by God is verloor, kan doen iets besonders. Toch is daar 'n plek waar die hemel en die aarde ontmoet, en dit is sy lofsange. Amen. Lofsange is nie musiek en emosie nie. Dis 'n geestelike ruimte waar God kies om sy teenwoordigheid te vestig. Sê gou hardop, vestig. So iets word kom gebou. Iets word kom gedoen in jou teenwoordigheid. As God jou betree, kom iets en dit word ernstig gemaak in die teenwoordigheid van God. God bring eenheid, sy hart op eenheid. God is nie 'n verdeelde God nie. Amen. Dit is tyd dat ons God net 'n bietjie prys. Net vir 'n oomblik. Ek wil die daar, ek wil vir jy sê, as ons in die teenwoordigheid van God is, dan kan ons nie terugverwys die hele tyd van gister nie, iets niets word gebeur. Maar ek wil die daar toe mense in die teenwoordigheid van God kom, en het hulle self oorgegee, en dinge het gebeur. Hulle het nie gehoor oor Piet en Koos en Sam en Klaas nie. Hulle het gesê, Here, ons is hier, want dit is waar jy ons gaan sien. Hulle het nie gehoor oor wie doen wat in die kerk en wie wat maak nie. Hulle het gesê, Here, ongeag wat ook al gebeur, is daar 'n loflied, is daar 'n lofprysing, en U gaan ons sien. Amen. Dit baie dienste het aangegaan, langer as 'n uur, of 2 ure, of 3 ure, want die teenwoordigheid van God was daar, en iets het gebeur. En ons beperk die Here. Ons wil alles in 'n plek gedruk kry, sodat ons vinnig kan lekker voel, maar as ons die eindstap
boodskap is ons nog steeds dieselfde. Ek wil vir jou sê, die teenwoordigheid van God maak jou anderste, dat jy anderste optree. Amen. Dit is 'n geestelike ruimte waar God kies om sy teenwoordigheid te vestig. Wanneer ons lof bring, maak ons harte en gemeente 'n geestelike woonplek vir die Here. Ek kom maak hom 'n woonplek. Huisves, sê hardop huisves. As iemand vir jou kom kuier, wat maak jy met jou huis? Maak hom skoon. Trek die beddens oor. Sit die beste op die bed. Daar's nog miskien 'n chocolatie vir jou wat kom kuier. Wat maak jy as gasheer? Hy praat. Maar jy laat die ou tuis voel. En dat hy welkom voel in daardie huis. Daar's warmte. Amen. Daar's iets voorberei. 'n Huisvesting is voorberei. Ek wil vanmôre vir u sê, geliefde, dat God soek 'n plek om te bly en ons het nodig om onsself voor te berei vir die koninklike heerlikheid van God wat deelagtig en woonagtig moet wees in ons midde. Amen. Sê gou hardop huisvesting. Dit is nie net 'n losies nie. Ek betaal nie losies by God nie. Amen. Ek is in sy heerlikheid in en ek maak aanspraak op dit wat God vir my gee. Amen. En die teenwoordigheid van die Here is inkluseerde. Halleluja. Ek is kind. Ek is mede-erfgenaam. Ek is in die posisie waar ek kan sê, Here, U is kosbaar. Ons 'n paar punte uitlig en ek gaan nie gelastig wees. Lofsang bring die troon van God. Psalm 22 leer my dat God woon onder die lofsange van sy volk. Lofsang is nie 'n voorbereiding vir 'n preek nie, dit is 'n plek van ontmoeting. 'n Bethel, 'n plek waar ek myself kon gee en ek kom buig voor die troon van die Here en ek weet ek gaan geseën wees omdat God daar is. Wanneer ons sing, bou ons 'n geestelike troon waarop God se majesteit geopenbaar kan word. Amen. Moenie net dink jy sing lekker. Dit wat jy insit, dit sê ek weer, dit wat jy insit, berei die troon voor, waarop die Here kan kom sit. Amen. Lofsang bring die atmosfeer van vryheid. Ek moet vry wees. Vry. Beteken ek doen nie wat ek wil nie, maar ek het 'n asemhaling in die teenwoordigheid van God, wat sê alles sal oukei wees. Ek is vry. Ons sing so maklik die koortjie, ek is vry, vry, vry. Maar jy al ooit gedink wat jy sing? Want hy sê, eens was ek blind, maar nou kan ek sien. Sonde maak jou blind. Om nie in die teenwoordigheid van God te wees nie, maak jou blind. Maar God bring oorwinning. Dan het aan Paulus en Silas wat in die tronk was, in kettings, maar die Here het dit gebreek. Waar lof is daar vryheid. Want die Gees van die Here werk kragtig in daardie ruimte. Die visie jaar sê, ons huisves die teenwoordigheid van God. Ruimte word gemaak, sodat God kan werk. Sodat hy prioriteit kan wees. Sodat hy alles kan wees. Lofsang verander nie net jou gemoed nie, maar ook jou omstandighede.
Punt nommer 3, lofsang is 'n wapen van oorwinning. Amen. Ek kyk reg deur die Bybel, in die Ou Testament sien ek, as daar 'n aanval geloods word, is daar altyd voorsangers wat voortgaan en 'n oorlog word gevoer deur die krag van God wat werk deur die voorsangers. En elkeen van u wat hier sit is 'n voorsanger. Ek praat nie net van die ouens wat hier voor staan, maar jy is 'n voorsanger, want jy is in die voorhof van God, sy huis, halleluja, in sy teenwoordigheid, waar hy kan heers. Amen. Reg deur die woord, sien dit? Dat hulle te kreet gaan, sê hardop kreet, beteken hulle het iets geskree. Ek weet nie wat hulle geskree het nie, maar toe hulle skree, toe vlug die vyand. Ek weet nie wat hulle gemaak het nie, maar die Here het deurgekom in daardie kreet. Wil jy nie net vir jou kreet terugkry? Wil jy nie net vir jou voorsang terugkry, sodat die vyand kan vlug nie? Ek wil nie hardop sê, dan sê hardop, tot hier toe. Maak so met jou hand tot hier toe, trek 'n streep, tot hier toe. Want jy sien, is dit nodig, nie om weg te draai van die probleem af nie, maar as God in my is ek meer in die wêreld, of as in die wêreld is, dan kan ek die probleem in die oog staan, en ek kan sê, in die naam van Jesus, wyk uit my lewe uit. Maar jy sien, ons soeg elke keer onder die druk, en ons draai om, en ons loop weg, en ons weet nie waar ons krag is nie. Maar as ons terugkeer na die volheid van God, in die openbaring van die Heilige Gees, deur die lofsange, gaan ek weet wie ek is in Christus. Amen. Sê maar hardop, ek is nie niks nie. Ek wil jy moet hardop sê, ek is nie niks nie. Sê dit nog een keer, ek is nie niks nie. Ek is 'n bloedgewaste kind van die Here. Wat staat maak op die Heilige Gees. Wat doen wat God se Gees my sê. Want dit is die belangrikste. Lofsang is 'n wapen van oorwinning. In 2 Kronieke 20 gaan lees ons van Josef wat se leer. Nie met wapens geveg het nie, maar met 'n loflied. Amen. Lofsang is 'n geestelike strategie wat die vyand verwar en God se krag openbaar. Ek wil jou uitdaag vanmôre. As jy voor 'n probleem kom, die duiwel wil hê dat jy moet jou knie buig. Hy wil hê dat jy moet swaar trek. Hy wil hê dat dinge moet anders te wees in jou lewe. Ek wil jou uitdaag vanmôre, as dit na jou kant toe kom en sê, Here, ek weet nie nou maar wat nie, maar ek gaan die loof van hierdie omstandighede, want ek weet, U is my banier. Amen. Jy sien, ons moet begin positief raak in die teenwoordigheid van God, anders gaan ons dit nie maak nie. In jou siekte, dan sê Here, ek weet nie wat in hierdie liggaam aangaan nie, maar ek loop nie vanmôre, want U is God. Ons moet ons denke begin verander en ons woorde begin verander, want Here woon al in die lofprysinge van sy volk. Wanneer jy lof bring, verklaar jy dat God groter is as jou stryd. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Daar's 'n stryd wat ek moet stry, en daar's oorwinnings. God weet jou stryd. Maar as jy hom gaan besing, dan gaan hy in die stryd wees, en die vyand gaan vlug. Lofsang is 'n verbintenis tot die hart van God. Ek is aan hom gebind. Dis hoekom ek kom skryf daar in die woord, wie kan ons skei van die liefde van Christus? Geen mag, geen dood of engele, niks kan ons skei, ek is aan hom gebind.
Ek is in hom geweef. Ek is in sy teenwoordigheid en dit maak dat ek kan sing en ek juig voor die troonkamers van God. Jesus leer ons van ware aanbidding in gees en in waarheid moet wees. Lofsang is nie dit klank nie, maar 'n hartshouding. Toe jy vanmôre sing, wat is die eerste ding wat aangeraak is? Toe jy staan en jou hande oplig, wat het in jou hart? Jou hart is eerste aangeraak. Niemand kan sê dat hy nie vanmôre iets gevoel het in hierdie plek. Maar toe jy dit ervaar het, dit in die hart gebeur, en ek gesê, Here, ek wil nog meer hê, ek het so gevoel. Ek wil nog meer hê. More of you. More of you. I've had it all, but what I need is more of you. In things I had my throat, but Lord, I hunger still. Empty and bare. Lord, hear my prayer. More of you. Meer van U. Hoe kan ek dit doen? Begin jy dag met 'n lied en 'n loflied. Amen. Ek wil jou uitdaag, weet jy die oggend as jy opstaan, sê Here, hierdie dag behoort aan U. Ek weet Here dat my probleme is daar, maar hierdie dag behoort aan U. Want die oorwinning behoort ook aan U, Here. En ek weet U gaan my hierdie dag gebruik. Amen. Jy kan nie net opstaan in die oggend en net jou gesig was en aantrek en doen wat jy doen en sonder om nie met die Here te praat nie. Dis tyd om weer terug te keer, broers en susters, na die teenwoordigheid van die Here toe. En die gemeente sien ons lofprysing as 'n heilige oomblik. Dis nie net 'n voorprogram. Ek bid die Here dat ons, as ons begin sing, dat dit nie net 'n voorprogram is. As die Here wil oorvat, dat hy oorvat. Amen. Dat iets gebeur. Halleluja. Ons het meer sulke dienste nodig, want die teenwoordigheid van die Here die heeltyd alles oorvat, sodat ons in wording kan word met God en een met God kan word. Amen. In jou huis gebruik lofliedere om 'n atmosfeer van vrede en die teenwoordigheid van die Here te skep. In jou stryd sing. Sê ek vir jou langs jou, jy moet sing. In jou stryd sing. Al voel jy nie so nie, jou lof is 'n geloofsverklaring. Amen. Dit wat in jou hart aangaan, is 'n geloofsverklaring voor God. Ek sluit af. Wanneer ons lof bring, maak ons harte 'n woning vir die Here. Hy kies om te woon waar sy naam verhoog word. Lofsang is dus nie musiek nie, maar 'n geestelike sleutel wat die hemel oopmaak en die aarde vul met sy heerlikheid. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Amen. En ek wil jou vandag uitdooi, besluit om liedere te sing in die teenwoordigheid van die Here, want hy berei jou voor. Dit is nie altyd maklik om 'n loflied te hê as jou hart gebreek is. Jy kan saam met my sing. Dit is nie altyd maklik om 'n glimlag te hê as jy deur 'n probleem gaan. Jy kan saam met my sing. Maar dit is goddelik om dit vir die Here te gee. Dit is goddelik om jouself voor te berei vir dit wat God wil doen. It is no secret what God can do.
what He's done for others, He will do for you. Sê vir jou langs, so die Here gaan jou ook aanraak. Miskien is jy net vir hier vanoggend en sê, ek wil net iets kom kry. Ek wil net myself kom gee. Ek wil net myself kom bied en sê, Here, in die teenwoordigheid kom buig ek voor U neer. Kom ons sluit die hoofde, en as jy hier sit verhoor, miskien is daar iets wat jou ontwrig het in die week. Miskien is daar iets wat jou glimlag gesteel het. Miskien is daar iets wat gemaak het dat jy nie meer in oorwinning staan. Terwyl ons oë gesluit is en ons hoofde gebuig is. En as jy voel verhoor, Here, kan kom speel. Ek het iets nodig van U verhoor, sodat ek my hart kan voorberei in die lofprysinge van die Here. Ek het toegelaat dat dinge my aandag weggevat het, Here, maar ek voel verhoor dat U my kom aanraak. En as U vanmôre wil opstaan, is jy meer as welkom, net daar waar jy is. Gaan net daar vir jou bid in die banke. As jy iets soek van die Here, sal dit op verhoor, dat God vir iets kan doen. Dankie, halleluja, elke. Oh God, You are so awesome. U bedien verhoor, Here, U bedien verhoor. Jy kom doen, dit is nog iemand wat wil opstaan, net daar waar jy is, ek gaan net vir jou bid, net vir jou bid, dit is al wat ek kan doen, en ek wil die plek is daar trane verhoor, wat sê, Here, ek het nodig, oh God, oh God, oh God, Tina Rabasanda, Rabasanda, die Here maak, die Here ook verhoor vir jou. Miskien is dit die wat jy al vir jare hoor, maar hoor my verhoor, God doen dit vir jou. God doen dit vir jou. He's passing through this moment. Hy kom breek verhoor elke grendel in jou lewe. Sy nog iemand net wat opstaan en laaste een, ek wil dit graag net uitreik en dat iemand gaan opstaan, wat nie moet mis nie. Oh, halleluja. Here, so staan die manne en vroue, wat U so nodig het. Dat sê, Here, iets het my lied kom steel, iets het my glimlag kom vat, iets het my aandag afgedreig, maar Heilige Gees, ek kom bid U verhoor, dat U my hart sal oopmaak en sal verander, sodat ek weer met U kan wees, Here, sodat my woorde en my dade en my lofsang, Here, weer U troonkamers kan beweeg. Want Here, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor U, want alles behoort aan U. U is kosbaar, Heilige Gees, en ons loof U ten volle in ons hart. Sien elkeen raak vanmôre, want U is heilig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Kan ons amen sê? Halleluja. Prys die Here. Ons gaan opstaan en lekker koortjies en vanaand 6 uur. Moenie mis nie. Beseene aanddiens, pastoor André bedien. Lees hier die woord van die Here. As jy gaan mis, is gaan jy mis. Halleluja. Kom ons sing lekker saam uit vir ons koortjie. Amen.
Baie dankie aan elkeen van die wat hier was. Ons nooi uit na vanaand se diens toe. Nooi iemand saam. Kom ons sluit net die oë, dan sluit dit vir ons af. Dierbare Vader, dankie Here vir die geleentheid wat ons kon hê om in die teenwoordigheid te kon wees. Dankie dat ons weet, U het wonderwerke gedoen vandag en vrymaking en verlossing gebring. Ek wil vra dat U ons vandag in die liefde en ons weer op die bestemde tyd by mekaar bring. Dankie dat U engele aangaan ons bevel gee om ons te bewaar op elke pad waar ons sal gaan, Here. Al die lof en die eer en die aanbidding kom U toe, bring ons weer op die bestemde tyd by mekaar en ek sê vir U baie dankie in Jesus naam. Amen.